Vader, is U naam en is U naam alleen wat groot is. Daar is geen ander naam wat vergelyk nie. Die naam bo elke naam. En Jesus Christus is dis U wat ons kom haal het, hier waar ons is. Dit is ons ewig dankbaar. Ek dink baie keer neem ons U van selfsprekend, Here. Ek dink baie keer beperk ons in ons eie denke tot wat U in staat is. U is groot. U is soewerein, U is almagtig. Dit is 'n voorreg om te kan uitroep, Vader. En dit is ook 'n eer. My gebed is dat ons vandag weer ons fokus sal skuif in ons geloof. Dat ons sal terugkom na U toe. U is ons begin, U is ons einde. Christus die begin en die volëinder van ons geloof, sê die skrif. Ek weet as ek net preek en dis te vergeefs, weet ek, Here, dit moet U betrek. Dis U wat dit maak groei. En dis my gebed vir vandag. Laat die preek en die woorde val op vrugbare grond en laat die wie hoor het luister. In Jesus naam. Amen. Baie dankie, julle is welkom om julle sitplekke te neem. Dankie vir die musiek. Terwyl julle sit, is jy welkom om saam oop te maak by Hebreërs 11. Ek het dit vir julle op, Hebreërs 11 tot 12. Ons is besig met ons reeks oor geloof. As dit jou eerste keer is, moenie bekommer nie, dit is nie noodwendig dat dit op mekaar volg nie, maar as jy sou wou uitvind waaroor die ander gaan, ons bespreek verskillende eienskappe van geloof, elemente van geloof, wat betrek geloof, en ek sal jou aanraai om dit, vir my dra dit ongelooflik goeie vrug, en dit is vir my geesvervullend, maar ek sal jou aanraai om dalk die ander boodskappe te gaan kyk op YouTube, om jou geloof so half bietjie te kan definieer en te sê, maar hoekom glo ek? Wat beteken dit om te glo? En hoekom is dit belangrik? En wat word van my verwag? En hoe lyk dit? Hoe lyk Christelike geloof? So ek gaan vir ons lees vandag met Hebreërs 11. Ons is besig met 'n ander aspek. Ek het verlede week gepraat oor geloof wat lewe uit 'n belofte. Dit was deel 1 en nou is ons hier by deel 2. Want dit betrek betrek twee mense, dit is Abraham en Sarah, man en vrou. Daar was 'n belofte gemaak aan Abraham van 'n land, en daar was ook 'n belofte gemaak van 'n beloofde nageslag, seun. En dan 'n nageslag so baie soos die sandkorrels van die see, nê. So dit betrek Sarah, arme Sarah, as hy soveel kinders moet voortbring soos die sandkorrels van die see. Maar ek gaan ons lees Hebreërs 11 vers 11 tot 12. Deur geloof het ook Sarah, alhoewel reeds onvrugbaar en nie meer jonk nie, krag ontvang om bevrug te word, aangesien sy hom wat dit beloof het, getrou gehad het. Daarom is daar uit een man, wat so te sê dood was, 'n nageslag gebore, in 'n getal soveel soos die sterre van die hemel, en so is die ontelbare sandkorrels op die strand langs die see. Net tot daar. Nou ek weet, daar mense kyk na hierdie, ek het vergeet hoe jy aan ek weet mense kyk na hierdie gedeelte en baie keer dink 'n ou, jy sien, dit is wat geloof vir my sê, is dat as ek sukkel om kinders te kry, gaan ek kinders kry. Nou ek is ongelooflik sensitief teenoor dit. Ek weet ons het 'n paar vriende na in ons hart wat ons in Suid-Afrika het wat gesukkel het om kinders te kry, en dit is een van daai dinge. En as hier van julle is wat so is, dan wil ek vir jou sê, ek is regtig jammer. Maar ek wil net hê julle moet weet dat hierdie gedeelte is nie 'n gedeelte wat sê, jy kan nou kind kry of jy kan nou nie kind kry nie. Dis nie 'n gedeelte wat vir ons sê, sien, jy moet net glo so Sarah, dan gaan jy 'n kind kry nie. Dit is nie wat hierdie gedeelte sê. En ek wil dit in die begin sê, sodat ons verstaan wat geloof eintlik beteken. So hierdie gedeelte, alhoewel hulle praat van onvrugbaarheid, gaan nie noodwendig oor menslike se onvrugbaarheid nie. Hierdie gedeelte gaan oor hoe God uit iets doods lewe kan bring. Dis waar dit oor gaan. Hierdie gedeelte gaan oor dit wat by mens onmoontlik is by God moontlik. Okay. Ek sê nie dat jy nie moet bid as jy 'n kind wil hê of as jy begeer om een te hê, en ek sê nie dat jy nie moet bid nie, ek sê ook nie dat dit onmoontlik is nie, ek dink by daaroor. En doen dit, maar hierdie gaan nie oor dit nie, dis nie waaroor ek gaan preek vandag nie. Ek probeer vir jou wys dat Bybelse geloof is om te glo dat die onmoontlike kan gebeur, maar ek sit nie my hoop in die onmoontlike se resultaat nie. Bybelse geloof gaan oor, ek glo eerder in die God van die onmoontlike. Ek
glo in God van die onmoontlike, Bybelse geloof. Soos Pink dit so mooi geskryf het, hy sê, deur die verhaal van Sara, sien ons dat geloof nie net iets is wat die siel ophef na die hemel toe nie, maar geloof is ook iets wat die krag van God kan afbring na jou toe. En dit is mooi. Die krag van God. Nou kom ons praat so 'n bietjie oor Sara, net so om jou 'n bietjie agtergrond te gee oor Sara, daar word nie baie oor haar gepraat nie, daar word daar 'n bietjie van haar genoem, en jy sal miskien dit verbasend vind dat Hebreërs Sara gebruik as 'n voorbeeld van geloof, want eintlik is Sara 'n voorbeeld van ongeloof. Sara is net eintlik 'n voorbeeld van ongeloof. Sy was die vrou van Abraham, en daar was 'n belofte gemaak, soos ons gesê het aan Abraham, dat hy 'n land gaan kry, en Abraham het uitgesien na die hemel, as julle onthou verlede week. Maar daar was ook 'n belofte, soos ons gesê het in die begin, van 'n groot nageslag. Nou as jy dink, die belofte was aan Abraham gegee, maar Abraham het tog iemand gekort om sy nageslag uit te brei. Hy kon nie self die kinders dra of baar nie, en ek is die Here baie dankbaar daarvoor dat ons mans nie die kinders kan dra nie. Maar hier is die belofte, 'n belofte van 'n land, en ons verstaan goed, dit het meer gegaan oor die koninkryk, maar hier is die belofte van 'n nageslag. En 'n nageslag begin tog by die eerste kind. Maar daar's 'n probleem. Sara is onvrugbaar. Sy kan nie kinders kry nie. Sara word eintlik, wanneer sy bekend gestel word in Genesis 11, word sy bekend gestel as onvrugbaar. Want dit is Sara, sy is onvrugbaar. Dis hoe die Bybel haar bekendstel. En nie net dit nie, sy was onvrugbaar nie op grond van haar ouderdom nie, toe word sy ouer, en toe sy verby die punt wat sy kinders kan kry. So sy was onvrugbaar en toe was sy al oud. Hoor wat sê Genesis 18:11. Abraham en Sara was al oud, gevorderd in jare. Vir Sara het die maandeliks wat met 'n vrou gebeur reeds opgehou. Sy kon nie 'n kind kry nie weens haar ouderdom, maar sy kon ook nie 'n kind kry selfs voordat sy al oud was nie. Met ander woorde, dit was menslik onmoontlik vir haar om swanger te word. En dit is belangrik vir ons om te weet dat die Bybel dit beklemtoon. Die Bybel beklemtoon dat Sara nie kinders kon kry nie. Sy kon nie kry nie, toe word sy oud, toe is die kanse nog minder. Want ek weet baie keer sê 'n ou, en ons hoor dit en dit is fantasties, dan sê hulle ja, ag, dit is moeilik, die paartjie kan nie kinders kry nie, en dan bid hulle en dan gebeur iets en dan kry hulle 'n kind en dit is wonderlik, prys die Here, dit gebeur. Maar die Bybel wil seker maak dat jy weet, daar is nie 'n manier hoe Sara 'n kind kan kry nie. Nie net is sy onvrugbaar nie, maar sy is al oud. Die Bybel sê dit reguit. Jy moet dit weet, want dit is belangrik vir die boodskap, vir al die eienskap van geloof. En dit is vreemd, want God het Abraham geroep. Hy het geroep. Hy sê, Abraham, kom volg my, ek gaan jou 'n land gee. Sara het natuurlik saamgekom, want as jy Abraham roep, roep jy vir Sara. Hulle was getroud. Hy roep vir Abraham, hy roep vir Sara, hy sê, ek gaan vir jou land gee, Abraham, maar nie net dit nie, Abraham, ek gaan jou groot nageslag maak. In my denke sal ek dink, dat as ek iemand sou roep om 'n groot nageslag te maak, sal ek hulle daarom roep, dat hulle kan vrugbaar wees. Ek sal iemand roep wat kinders kan kry. Ek gaan jou baie kinders gee. Maar God doen nie. Daar's 'n patroon daarin. Ek het al gesien, ons het al gesien, onthou met Moses, toe sê Moses, maar ek hakkel, ek kan nie, wie's ek? Nee? En tog sê God, ek kies jou. En dieselfde met Abraham. Ek het nie die vermoë om 'n groot nageslag te wees nie. Ek kan nie, ek is oud, ek is al van jongs af, kan ek nie kinders kry nie. Wie's ek? Hoe beskryf Romeine 14 vers 19 Sara se moederskoot? Abraham se eie liggaam was reeds so te sê dood. Hy was reeds ongeveer 100 jaar oud. En Sara se moederskoot was ook reeds dood. Jo, dis rof, dink ek. Ek dink is rof om te sê, jou moederskoot is dood. Jy's 'n ou man, jy's al dood. Jy's half dood. Dood. Die Bybel wil regtig hê jy moet weet, dat dit onmoontlik was vir hulle om kinders te kry. Onmoontlik. Moederskoot het nie die potensiaal gehad om lewe te gee nie. Abraham het nie die potensiaal gehad om die belofte te vervul nie. Die belofte is aan Abraham, onthou julle, jy gaan 'n groot nageslag wees.
Ek kan nie. Ek is oud. Ek is 100 jaar. Ek kan nie. Sara, julle gaan 'n groot nageslag wees. Ek het vir Abraham beloof. Jy is deel van Abraham. Ek kan nie. Ek kan nie kinders kry nie. Dit is onmoontlik. Daar's 'n dooie man, half dood, 'n dooie moederskoot, en dit is 'n dooie situasie. Wat gaan met die belofte gebeur? En dis 'n probleem, want die hele nageslag is afhanklik van Abraham. En nie die nageslag nie, die geloof. Die geloof is afhanklik van Abraham, want uit Abraham moet daar gebore word, daar moet 'n nageslag kom, daar moet 'n nasie kom. Maar dit is mensonmoontlik. Die hele geloof is by 'n menslike doodloopstraat. Dis waar hulle sit. Dis die situasie. Hoeveel keer, ek wonder as ek so vra in jou persoonlike lewe, hoeveel keer het jy al gekom by 'n plek waar jy gesê, daar is net nie 'n uitweg nie? Jy het gekom by 'n plek en jy gesê, maar wat nou? Jy kry daai gevoel, nê? Ek wens die wêreld wil my nou maar net insluk, want ek weet nie meer wat nie. Nie van skaamte nie, maar van hopeloosheid. Hierdie proses van Sara en van Abraham, gaan jy sien hoe die geloof gefloreer het. En ek sien dit by mense baie. Ek sien dat moeilike situasies ons baie keer na kerk toe dryf. Uitdagende situasies dryf ons baie keer op ons knieë. Dan kom die Here deur, want hy's getrou. En dan vergeet ons dat die Here deur gekom het. En dan is ons weer weg van kerk, weg van geloof, weg van gebed. So ons moet vandag 'n bietjie probeer kyk, hoe pas geloof in by die groter prentjie van jou siel, eerder as van jou omstandighede? Hoe pas geloof in oor die prentjie van jou siel, eerder as by die prentjie van jou omstandighede? Want God is meer besorgd oor jou siel as wat hy besorgd is oor jou omstandighede. Wat help dat jy wen die wêreld, maar verloor jou ewigheid. Sara, onvrugbaar, oud, Abraham oud, geen hoop, 'n belofte, sy besluit toe. Soos ons almal doen. Laat ek die situasie in my eie hande neem. Sara het 'n slavin, haar naam was Hagar. Hagar was vrugbaar. Hagar het die vermoë gehad. Hagar was bietjie jonger as Sara. En Sara, jong, jy weet, sy dan toe my arme man, hy wil graag 'n kind hê. Ek kan nie vir hom 'n kind baar nie. Jy weet, en daar is iets van 'n belofte. Daar is 'n sprake van 'n belofte, so baie soos die sandkorrels van die see, en ergens moet daar iets begin en 'n kind moet gebore word. En Sara sê, wel, jy weet, Abraham raak ook nie jonger nie, so laat ek die situasie in my eie hande neem. My man, vat jy vir Hagar en kry 'n kind. En Abraham, ek weet nie, Abraham sê maar net seker ja. Kom ek kry 'n kind met jou slavin. En hy kry toe 'n kind by Hagar. En daar is toe konflik op grond van Sara se jaloesie. Jy sien, Sara het probeer die belofte in haar eie hande neem en haar vertroue in haarself geplaas op haar menslike vermoë en haar plan. Nee, dis wat sy probeer doen het. En wat sy eintlik gedoen het, is sy die situasie probeer wegvat van God af en gesê het, goed, Here, ek weet daar's 'n belofte, ek kyk na die belofte, so kom ek kyk of ek by daai belofte kan uitkom. Maar as God die belofte gee, gaan God die belofte tot volbring. Hy doen dit. En uit Hagar word Ismael gebore. En hier is vir jou 'n stukkie interessante geskiedenis. Ismael is uit Ismael se nageslag is die profeet Mohammed gebore. En Mohammed, die skrywers van die Koran, Islam. Daarom is daar nou nog vandag nog skeiding tussen Christendom en Islam. Dis waar hulle gesplit het. Op grond van iemand wat probeer het die belofte forceer. En dis hoekom Islam vir ons sê ons dien dieselfde God. Dis hoekom hulle dit sê. Maar ons doen nie, hoor, ek wil net hê jy moet weet, ons dien nie dieselfde God nie. Want ons God het 'n seun. Jesus Christus. Sara was onvrugbaar. Weer die situasie in haar hand neem. Nou ek wil gou hê jy moet hoor hoe reageer sy teenoor die belofte. En ek gaan dit net vir jou lees. Luister net na hierdie storie. Die ware verhaal. Genesis 18 vers 9. Ek het hom nie op die skyfies gesit nie, omdat dit maar 'n lywige gedeelte is. Genesis 18 vers 9 tot 15. Hoor net wat gebeur.
So Abraham was uit op die dag, toe praat die Here met hom, en toe hy opkyk, toe iewes skielik, toe staan daar 3 mans. Toe staan daar 3 mans. Abraham gaan toe haastig in die tent in, na Sara toe, en hy wil toe vir hierdie ouens 'n feesmaal voorberei. Hy neem toe meel, gesifte meel, hy gaan slag toe 'n kaller, en hy maak alles reg. Hy hardloop toe na die beeste toe, neem 'n jong bulkalf, 'n sagte, goeie vleis, is daai lekker vleis, nê, wat jy wegsteek as ek kom kuier. Hy haal dit toe uit, hy gee dit toe vir sy dienaar, en hulle berei dit voor, hy neem toe botter en melk, en so gaan hy aan. En hier vra die mense, hulle het toe vir hom gevra, hier vra hierdie 3 mans, wat van die Here afkom. Waar is Sara, jou vrou? Hy het geantwoord, daar in die tent. Toe sê een, ek sal beslis na jou terugkom, wanneer die seisoen draai. Kyk, Sara, jou vrou sal dan 'n seun hê. Sara het gestaan en luister, by die ingang van die tent, wat agter hom was. Abraham en Sara was al oud, gevorderd in jare. Sara het wat maandeliks met vroue gebeur het reeds opgehou. Sy het in haar binneste gelag en gedink, kan ek nog seksuele begeertes hê, nou dat ek al afgetakel en my man al oud is? Toe vra die Here vir Abraham, waarom het Sara gelag, en dink sy, sal ek werklik nog geboorte kan gee terwyl ek al oud is? Dis enige iets te wonderbaarlik vir die Here. Op die vasgestelde tyd, wanneer die seisoen draai, sal ek na jou toe terugkom, en dan sal Sara 'n seun hê. Sara het dit egter ontken en gesê, ek het nie gelag nie, want sy was bang. Hy het gesê, nee, maar jy het gelag. Die manne het daar opgestaan, afgekyk in die rigting van Sodom. Abraham het saam met hulle gestap, en om hulle weg te sien. Die Sara, onvrugbaar. Hier kom die Here. Hulle doen al die moeite, berei 'n feesmaal voor. Hulle moes seker glo dis die Here. Hulle berei 'n feesmaal voor. En die Here sê, jy gaan 'n kind kry. En Sara wat afluister, lag. En toe hulle haar konfronteer, toe die Here vir haar vra, hoekom lag jy? Toe sê sy, ek het nie gelag nie. Ek het nie gelag nie, was seker Hagar moes weer teruggekom het, Hagar het toe die pad gevat, net soos wat jy weet. Maar dit is 'n element van ongeloof. Sara staan daar by die tent en die Here sê vir haar, as die seisoen draai en ek kom terug, sal jy 'n kind kry. En Sara lag en sy twyfel en sy het ongeloof. Ek verstaan die reaksie, ek regverdig dit nie, ek verstaan dit. Wat anders te verwag jy van, sy is 90 jaar oud. Ek het nie eers 'n begeerte vir my man meer nie. Ek kan nie, ek kon nog nooit nie, nou is ek al oud. Sy lag binne in haar. Maar ergens moes iets gebeur het. En dit is vir my vreemd, want dit is by ons skrifvers. Nee, ons skrifvers sê, dat deur geloof het Sara, alhoewel reeds onvrugbaar, het sy God getrou geag oor die belofte. Deur geloof het Sara. So maar hier sien ons in Genesis, Sara is ongelowig, sy lag oor God se belofte, maar in Hebreërs sien ons, deur geloof het sy geweet God kan. Dit maak nie sin nie. Maar ek dink, 'n logiese manier om dit te redeneer is, toe sy gelag het, en toe sy gekonfronteer was, het iets gebeur in haar geloof. En Hebreërs sê vir ons, beskryf vir ons die einde van haar geloof. So dit is nie dat die detail word nie tussen ingekleer nie. Genesis sê vir ons ongeloof, Hebreërs sê vir ons, iets moes gebeur het, sy tot geloof gekom. Iets moes gebeur het. Dit is so goed soos jy lees 'n boek en jy sien, kom ons praat van Rooikappie en die groot nare wolf. En jy sien in die boek, daar's Rooikappie, daar's ouma, daar's 'n wolf en daar's 'n houtkapper. En jy weet, hier kom moeilikheid. En nou sê hy, jong, ek sien nie kans vir die moeilikheid, hier kom ek blaai na die einde van die boek toe, want ek wil sien wat gebeur. En nou blaai jy aan die einde van die boek en jy sien, goed, hier's 'n Rooikappie, hier's ouma en hier's 'n houtkapper. En hulle almal glimlag en die wolf is weg. Dan sê hy, sjoe, okay, goed, dit het goed uitgedraai. Ek dink dis presies wat hier gebeur. Ek dink, ons sien die begin van Sara se ongeloof, en daar het 'n proses of iets plaasgevind, waarvan ons nie weet en waarvan die Bybel nie nodig ag om ons te vertel nie, en uit Hebreërs uit sien ons, sy het geloof gehad. Dis wat ek dink gebeur het. Sy het geloof. En hierdie geloof het sy God getrou geag. So sy het gelag vir God, en toe iewes skielik gebeur iets in die proses, haar geloof was geslyp en gevorm, en toe ag sy God getrou ewe skielik. En Genesis 21 gee vir ons so 'n bietjie van 'n leidraad. Hoor wat sê Genesis 21, hy sê, dis nou nadat sy die kind gekry het, Sara het gejuig, God het my laat lag van vreugde. Dis vir my so, dis so spesifiek die woord
keuse. Sy lag in ongeloof, sy kry 'n kind, sy lag van vreugde. Haar lag van twyfel verander na haar sarkastiese lag, verander na 'n lag van geloof, 'n lag van blydskap, 'n lag van vertroue. Ek gaan nie 'n kind kry nie. Wow, ek het 'n kind gekry. Wow. Dis wat ek dink gebeur. Daar was 'n proses met Sarah. Ek wil dit vir jou wys, want ek dink baie keer dink mense, om 'n Christen te wees, moet ons so Sarah aan die einde wees. God, hy bestaan. Maar dit is nie waar ons altyd begin nie. Want baie keer begin ons so. God, Christus sterf, opstaan uit die dood. Ek dink dis wat besig is om hier te gebeur. Sarah sy moes dieselfde oortuiging as Abraham kry. Want die belofte was aan Abraham gegee. En dit moes 'n belofte wees wat gegrond is in geloof. Sy moes ook geloof kry en vertroue. God begin eers wanneer mense nie meer kan nie. In alle geestelike worstelings het ek al agtergekom. Nou praat ek sommer net iets persoonliks. In alle geestelike worstelings. Wanneer daar 'n uitdaging is dit altyd makliker om te twyfel. Dit is nooit maklik om te glo nie. Vir my. Ek het agtergekom, hier's 'n probleem. Dan sê ek, ja, maar wat as, en dit, en hierdie een, en daai een, en dan dink ek aan al die moontlike goed wat kan verkeerd gaan. Ek dink so daaraan. In enige geestelike worsteling is dit makliker om te twyfel. Dit is, en ek glo, dit is hoe 'n ou se geloof geslyp word, want wanneer jy in die worsteling is, wat doen jy? Dan worstel jy raak moeg, jy raak afgemat, en dan is dit half asof dit jou laaste uitweg is. Okay, nou moet ek gaan bid, nou moet ek kerk toe gaan, nou moet ek moet die Here nou soek. Ek het nou alles probeer. Hagar het nie uitgewerk nie, Ishmael is weg, daar's 'n ander ou, ek weet nie wat hy gaan doen nie, ek weet nie, ek het nou gelag, ek het gejok, ek het alles probeer doen in my eie situasie, dit werk net nie uit nie. Wat nou? Ek dink dit is waar ons kom by 'n plek in ons geloof waar ons sê, Here, goed, wat nou? Waar die Here sê, okay, goed, jy het nou jy probeer. Jy het nou probeer. Kom nou na my toe. Dat ek jou wys. Ek is 'n God van wonders. Moses, ek kan nie praat nie, maar laat ek jou wys. Ek is 'n God van wonders. Jy sien, dit is maklik om te glo dat God voorsien wanneer koskaste vol is, Gee God vir my, hy gee nog elke dag vir my kos, daar koskaste en yskaste en alle kaste, kombuiskaste, genoeg. Maar hoe weet jy wanneer jy werklik glo dat God vir jou voorsien? Wanneer my kaste leeg is, en wanneer jy sê, ek weet nie waar gaan ek môre kos kry nie. Here, hy sê, hy kyk na daai mossies en hy sê, hy kyk vir my, en ek is meer werd as daai mossies, so ek glo. Dan weet jy of jy geloof weg is. In die oomblik van krisis, ons sal later daaroor praat, ek gaan nie nou daarin nie, maar in 'n oomblik van krisis, kan jy sien of jy geloof weg is. Sarah moes bereid gewees het om haar benadering te verander, haar denke te verander. Sy moes ontwikkel het, iets het gebeur, ons weet nie wat nie, ons wil ook nie inlees nie. Maar haar lag, die eerste lag, haar sarkastiese lag, eintlik wat dit vir ons wys, is sy het wantroue gehad in God. God, ek is oud. Sarah moes geloof kry. Nou interessant, dit is die interessante deel. Sarah het nie na haarself gekyk nie, sy het probeer uit haarself uit goed reg kry, maar sy kon nie. Sy het ook nie na haarself gekyk vir geloof nie. Sy moes na God kyk, en sy moes besef, God kan werklik doen wat hy gesê het. God kan. In die Bybel is besig om met die prentjie te skets, dat dit was menslik onmoontlik. Sarah se moederskoot was dood. Abraham was dood, so te sê dood. Omstandighede, beloftes was gemaak, maar daar is net nie 'n uitweg nie. Die Bybel sê dit is menslik onmoontlik.
vir Sara en Abraham om hierdie belofte te vervul. Dis menslik onmoontlik. Maar God wil vir jou kom wys, dis moontlik by hom. Jesus gebruik iets soortgelyk. Ek wil hê jy moet dit weet. Ek gaan nou hierdie gebruik. Sara het ophou begin kyk na haar vermoë, ophou na haar omstandighede, ophou na 'n plan of 'n uitweg. Sara moes oorgee aan God, né? Sy moes sê, goed, ek ag u getrou. Dit is wat ons skrifvers sê. Ek is nog steeds op daai een slide ook. Is sleg met dit. Kan nou gou terug gaan om toe. Deur geloof, net die eerste deel. Alhoewel reeds onvrugbaar nie meer jonk nie, krag ontvang om bevrug te word, aangesien sy hom wat dit beloof het getrou geag. Sara moes God getrou geag het. God getrou geag het vir wat? Vir dit wat hy gesê het, gaan hy doen, dat hy dit gaan doen. Sara moes sy fokus verskuif, nie van, ek glo ek gaan 'n kind kry, ek glo ek gaan 'n kind kry, ek glo ek gaan 'n kind kry. Nee, sy moes gesê het, ek glo God gaan doen wat hy sê, ek glo God gaan doen wat hy sê. Haar fokus moes skuif van die belofte na God. Van die gawe eerder na die gewer as jy wil. Haar fokus moes skuif van myself na God. Dit gaan oor die persoon, oor die wese van God. Dis wat moes gebeur het. Iets soortgelyk gebeur met Jesus, en ek wil dit vir jou uitwys. Ek het dit nou nie hierso nie. Daar was 'n seun wat besete was deur 'n demoon. Nee, ons lees daarvan in Markus 9. Nee, en hierdie seun was al vir jare lank so. En sy pa het nie meer uitweg nie. Jesus verskyn op die toneel met sy disippels. Hierdie pa vat toe sy seun met die demoon besete seun en hy vat hom na die disippels toe. En hy sê vir die disippels, ja, asseblief help my. En die disippels bid en hulle kry dit nie reg nie. Die demoon kom nie uit nie. En hierdie man sê toe, "Jo, wat nou?" En hulle vat hom toe die man vat hom toe na Jesus toe. Nee. Nou hoor wat sê Jesus. Jesus sê eerstens vir sy disippels, julle ongelowige mense, hoe lank moet ek nog by julle wees voordat julle glo? Hoe lank moet ek nog uithou met julle? Hy was 'n bietjie ongeduldig. Maar daar's 'n ander element van geloof waar ek nie nou oor praat nie. En Jesus sê toe, bring die kind hier. Hulle bring toe die kind na Jesus. Toe die Gees Jesus sien, het hy seun dadelik stuiptrekkings laat kry. En hy het hom op die grond laat neerval en rondgerol met skuim om sy mond. Jesus vra te vir die pa, hoe lank gebeur dit nou met hom? Van kleins af, was sy antwoord. Die Gees het hom al baie keer probeer doodmaak, het hom in die vuur gegooi en het hom in die water laat val. Hoor wat sê die pa. Kry ons tog jammer en help ons as u kan. Jesus sê, as ek kan, sê jy? Jesus het hom geantwoord, as 'n mens glo, is alles moontlik. Die man skree toe, ek glo, help my tog in my ongeloof. Nou hierso is iets interessants. Dit is nie, hier kom hierdie man, en hy bevraagteken die vermoë van Jesus. Hy sê, as u kan. Jesus sê, as ek kan? Hy sê, ek kan! Natuurlik kan ek! Die probleem was nie dat daai man, hy het 'n verwagting gehad dat die seun bevry moes word. Maar dit was nie sy probleem nie. Sy probleem, hy het nie Jesus vertrou nie. Daar was nie geloof teenoor Christus nie. Sy omstandighede het gewys dat die kern van sy probleem was, ek glo nie dat Christus kan nie. Hy het nie geglo Jesus kan nie. Jesus beveel toe die demoon om uit te gaan. En die demoon gaan uit. En die skrif sê, Jesus vat die mense het gedink die seun is dood. Die skrif sê, Jesus vat die seun by die hand en hy help hom op, wat 'n mooi prentjie. En hy help hom op. En ek sien hoe die pa kyk. Nie meer in ongeloof nie, maar in geloof, nee. Maar die oomblik toe Jesus gereageer het, was die oomblik toe die man eerlik was. Die man het uitgeroep, hy het gesê, ek glo, maar help my ongeloof. Hy het nie geglo dat, hy het geglo dat Jesus sê hy is wie hy is. Dis eintlik waar dit kom. Die feit dat die man uitroep, die feit dat die man net gesê het, Jesus, help my ongeloof, dit was eintlik 'n daad van geloof. Daar die wending gekom. Hy het gesê, Here, as u kan, asseblief, Jesus sê, as ek kan, duidelik het hy die man nie geweet wie voor hom staan nie. Jesus is die outeur van geloof. En toe sê die man, hy's reg, ek weet nie wie voor my staan nie. Help my om te weet wie voor my staan. Toe was hy vir die eerste keer eerlik.
Hy was eerlik oor sy ongeloof. Maar hy het een ding geweet, dat hierdie man wat voor hom staan, Jesus Christus, hy het die potensiaal om hom te wys wie hy is. So die man het besef waar sy ongeloof lê. En hy sê toe, Here, die probleem is nie my kind nie. Die probleem is my ongeloof. Help my ongeloof. En nie so spreek die demon aan. Jy sien, die man het gekyk na 'n uitweg. En toe wys Jesus hom, jy kyk heeltyd na 'n uitweg. Jy moet 'n bietjie na my kyk. So gou beperk ons God, nee, en ons sê, Here, as U net vir my dit kan doen, Here, as U net vir my dit kan doen, asof God hierdie voertuig is waarop ons moet rondry. God, eerstens dink ek, moet gehoogag word, om te sê dat hy nie 'n voertuig is, wat sekere begeertes van ons wil laat plaasvind nie. God sê, luister, dit gaan oor my, en jy moet by my uitkom. By my uitkom. Dit is wanneer jy na Jesus kyk en jy werklik besef dat Jesus die vermoë het om jou ongeloof te help. Dit is 'n daad van geloof. Jesus het die vermoë om my ongeloof te help. En ek dink ou moet eerlik wees daar. Ek dink jy moet regtig kom en sê, weet jy, ek besef, ek sien Jesus nog as die liewe Jesus van die kinderbybel. Die liewe Jesus waarmee ek groot geword het. Ek dink nie ek besef tot wat hy in werklik staat is nie. Tot wat hy in staat is nie. Ons geloof, dis nie ons vermoë om te kan doen nie. En dis wat hulle sê, as jy harder glo, gaan God dit vir jou doen. Maar weer eens, dit beteken dis jou vermoë om te glo. Die verhaal wys dat as jy fokus op die wese van God, sal omstandighede bepaal word deur die God van die onmoontlike. Soveel fokus op die onmoontlike, maar God sê, Christus sê, natuurlik kan God, want God kan enige iets. God, kan jy vir my 'n baan maak, nou sê toe, God, kan jy vir my 'n baan maak vir my kinders, God, kan jy dit, natuurlik kan hy. Maar God sê, dit gaan nog nooit oor die rigting van jou uitkomste nie. Dit het nog altyd oor hom gegaan. Ek kan nie, glo net hard genoeg, dan gaan jy dit kry. Dis wat hulle julle leer in sekere kerke. Maar dit beteken dan, my uitkomste is weer afhanklik van my. Hoe hard ek glo, hoe hard gaan ek kry. Kry daai Hilux bakkie die einde van die jaar, hy moet oranje wees, met lekker 19 duim bande, dan gaan jy hom kry. Nou, jy moet net glo. As jy hom nie kry nie, dan beteken dit, jy het net nie hard genoeg geglo nie. Dan raak God weer 'n voertuig. Dis presies wat die Bybel nie vir ons leer nie. Die Bybel leer ons om na God te kyk. En nie na een of ander verwagte uitkomste nie. Geloof is om die God van die onmoontlike te vertrou, nie die onmoontlike situasie nie. Kyk na die God van die onmoontlike. Hoor wat sê, is ek by Romeine? Ja. Ja, klaar. Ja. Ja, klaar, daar is hy. Sarah, kyk na God. Sy kyk na God, want die skrif het vir ons gesê, sy het God vertrou dat hy dit kan doen. God vertrou. Geloof vertrou God vir die onmoontlike, né? Sy het na God gekyk. En toe ontvang sy krag. Krag. Hierdie woordjie krag, die Griekse woord praat van dynamis. Ons het 'n woordjie wat daarvan afkom, dinamiet. Plofstof, krag. Daai goed waarmee jy goed opblaas, trokke en karre. Dinamiet. Sarah ontvang hierdie krag, hierdie wonderbaarlike krag vanaf God, sodat die moederskoot, dit wat dood is, ewe skielik lewe kan gee. Abraham, wat half dood was, krag, om dit wat uit dood is, lewe te kan gee. Dit was nie Sarah se geloof wat die krag geskep het nie. Ek glo ek gaan krag kry. Ek glo ek kom 'n baba. Ek glo. Sarah het gesê ek glo God kan. En toe kry sy krag. Toe kry sy krag. In die onmoontlike. Ek dink as ek 'n goeie voorbeeld moet gebruik, ek het 'n ander voorbeeld gehad, maar ek het hom vervang. Ek dink hierdie sal 'n goeie ene wees. Jy weet, baie keer dan skryf ek 'n preek. En dan lê ek 'n Saterdag aand wakker. Ja, dis waar ek wakker lê. Dan lê ek 'n Saterdag aand wakker, dan dink ek net by myself,
Ek weet nie so mooi oor hierdie preek nie. En dan is dit nie dat ek het omdat ek het gelos het vir die laaste nippertjie nie, hoor. As daar een ding is wat ek nie doen nie, is ek los nie 'n preek vir die laaste nippertjie nie. Ek voel die Here gaan vir my, hy gaan my raak trap as ek hier voor staan en ek is onvoorbereid. Maar dan lê ek gesaad en dan dink ek, ja, dan stel ek my wekker, 3 uur, nee, dan is ek op, as ek deur hierdie preek. En dan is ek half so deur hierdie preek dat ek eintlik myself die mekaar gemaak het. Nou is tyd verby, nou moet ek ry. Nee, nou moet ek gaan. En dit gebeur nie eendag, dit gebeur baie. Dis nie net hier nie, dis op die vorige gemeentes ook. En dan staan ek agter die kansel. En dan sê ek net, Alistair Begg het dit altyd gesê, ek vereenselwig met hom, hy sê, Lord bless this mess. Ja. Want dis wat ek voel, dis wat ek voel wie is, nie noodwendig dat dit daar is nie. En dan sê ek baie keer, dan sê ek, Here, ek besef eintlik hierdie preek het net nie die vermoë om mense se lewens te verander nie. Ek besef, Here, ek kan nie op en af spring en snaakse grappies maak, maar my grappie gaan nie ou se lewe verander nie. En my styl gaan nie ou se lewe. Ek gaan ou dalk gemaklik maak, maar dit gaan nie ou se lewe verander nie. Ek geloof is om te sê, Here, my preek of my styl of my vermoë het nie die potensiaal om julle harte te verander nie. Maar Here, ek weet dit is net U wat hierdie mense hier voor my kan verander. En weet jy dat deel van my gebed, deel van enige prediker se gebed moet wees om te sê, Here, ek bid vir die ouens wat voor my sit. En ek bid voortdurend vir julle harte. Want as God nie die onmoontlike in jou gaan doen nie, gaan die onmoontlike nie plaasvind nie. My preek gaan jou nie verander nie. Dis nie om te sê dat die preek nie belangrik is nie. God is die musikant. Nee, die preek is net die instrument. Die instrument gaan net daar staan. As God nie 'n voorganger is om harte te verander nie, dan sal dit nooit gebeur. Daarom sê ons baie keer, ouens sê dat hulle sê, kom voorberei kerk toe. Is reg, ek het 'n pen en papier. Nee, nie so nie. Geestelik, geestelik. Is reg. Vra die Here. Sê, Here, ek wil hê iets moet met my binneste praat. Ek wil hê U moet die onmoontlike kom doen. So is dit met Sarah. Sy het nie geglo in haarself nie. Sy het gekyk na God. Sy was onvrugbaar en God het haar die dood uit lewe gebring. So geloof skep nie krag nie. Geloof ontvang die krag. Geloof kyk na God. En jy sê vir jouself, God het gesê hy gaan en daarom gaan hy. Geloof is dus vertroue nie in jouself nie, maar is vertroue in God. En dit wat God gaan doen, gaan gebeur. Dit wat God sê gaan gebeur, dis belangrik, want mense sê, o ja, goed, dit wat God, ja, ek glo dat God dit gaan doen. Maar dis nie wat ons begeer nie, dis wat God sê, dis God se wil. Ek gaan afsluit net met 3 gedagtes in ons klop. Hierdie skrif druk ons eintlik in 'n rigting met die spesifieke woorde wat hy kies. Dis vir my besonder om te kyk na Genesis, om te kyk na Romeine, om te kyk na Hebreërs. Dis die 3 verse wat ons gebruik het, nê, skrifgedeeltes. En hulle praat van dieselfde terminologie. Dis dieselfde woorde wat gebruik word. Dood, onmoontlik, onvrugbaar, lewe, krag. Dood, onmoontlik, onvrugbaar, lewe, krag. Dieselfde woorde. 3 verskillende skrywers. Dieselfde woorde. Ek wil jou net wys. Die volgende vers van ons skrifgedeelte. Daarom is daaruit een man wat so te sê dood was. Dis nou Abraham. 'n nageslag gebore, getal soveel soos die sterre van die hemel en soos die ontelbare sandkorrels in die strand langs die see. Reg deur hierdie gedeelte sien ons hierdie terminologie. Dood, lewe, krag, een man. Hoor wat sê Romeine 14:9. Dit kom op. Wat sit hom nie op nie. My fout. Romeine 4:19. Sy geloof het nie verswak nie. En hy het besef dat sy eie liggaam reeds so te sê dood was, né? En Sarah se moederskoot ook dood was, dieselfde woorde. Romeine 14. Hy was daarvan oortuig dat God gesê het hy sal doen wat hy beloof het. Okay. So dit druk ons in 'n rigting. Dit druk ons in 'n rigting om te sê ons moet kyk na iemand wat sê hy gaan doen wat hy gedoen het. En al wat ons moet doen is om te glo. En daai geloof wat ons het, skep 'n krag wat ons toeganklik maak. Dit gee vir ons 'n krag wat ons toeganklik maak, nê. God is die enigste een wat die vermoë het
om uit iets wat dood is, 'n dooie moederskoot, lewe te gee. God is die enigste een wat uit 'n dooie man uit 'n belofte kan vervul. God is die enigste een wat uit een man, uit een vrou, om so te sê wat dood is, lewe te laat kom. God is die enigste een wat uit die dood uit lewe kan bring. Dis die rigting waarin die skrif ons druk. Dit druk ons in die rigting van Christus. Dit is net deur God. Geloof in God, nie geloof in sy wonderwerk nie. Vertroue, absolute afhanklikheid om te sê dat God, maar ek is dood in my binneste. Ek is dood in my binneste en dit is net U wat hierdie lewe kan gee. En dis hoekom die skrif sê, dieselfde krag wat Jesus Christus, weer eens, dieselfde woorde, uit die dood uit, dieselfde krag, uit die dood uit opgewek het, sodat hy weer kan lewe. Daai selfde krag wat in Christus is dieselfde krag vir die wat is in wie glo. As jy glo, is dit daai selfde krag wat in jou is. Wat 'n krag? Krag om te doen wat ek wil doen, om 'n bakkie te kry? Nee, krag om te sê, maar hy is in my, en omdat hy in my is, beteken dit, dood het nie 'n houvas nie. Dis daai krag. Hoe belangrik is dit om te glo? Dis belangrik want die krag van God wandel in die wie glo. Hoor dit sê Efesiërs 1:19. Mag julle insien hoe enorme groot die krag is wat God gebruik vir ons wat glo. Dieselfde krag was ook aan die werk toe God Christus uit die dood uit opgewek het. Ek sê nie die moederskoot is soos die leë graf nie, dit sal verkeerd wees, dat jy sal dit verkeerd interpreteer. Ek sê nie dat omdat God het gesê, haar moederskoot maak hy lewe, daarom Christus maak hy lewe nie. Ek sê net, God is die enigste een wat die vermoë het om iets wat dood is, lewe te gee. En baie van ons, die oomblik toe ons gekom het gekom soos Sara, nê? Ons het gekom in ongeloof, geestelik dood. En dan ergens dink ons, ek het geglo en uit myself het ek bietjie lewe gekry. Ek het een asempie gevat en ek het geglo, ek het 'n woordjie gesê, nee. God bring hy lewe en hy spreek hy krag in jou en hy sê, dit is net ek wat jou, Korintiërs sê, 'n nuwe lewe gee. Dis net ek. Dit gaan nie oor hoe hard jy glo en hoe hard jy probeer nie. Daai goeders is byprodukte. Die effort kom as 'n produk van die krag. Die effort kom as 'n produk van God. So ja, ons is gered op grond van geloof alleen, maar daai geloof is iets wat God vir my skenk, is iets wat hy vir my gee. Dit is lewe wat hy in my inblaas, geestelike lewe. Sara se baarmoeder was nie die held nie, Sara se geloof was nie die held nie, Sara en Abraham se getrouheid was nie die held nie, niks van hulle het hulle lewe gebring nie. Dit was God se getrouheid wat die held was. God het 'n belofte gemaak omdat hy wou, hy het Abraham geroep omdat hy wou, en omdat hy dit wou doen, het hy gesê, ek sal julle 'n groot nageslag maak. Sara het gelag en hy het haar aangespreek en hy het gesê, ten spyte van wat jy sê of wat jy lag, jy sal. God se getrouheid. En dit gee my ongelooflike gemoedsrus om te besef dat, ja, al is mens ongetrou, God is getrou. My saligheid nie afhanklik is van ander mense nie. Ons kan nie hier wegstap en dan sê klaar. Ons sê ek het harder, ek moet beter, harder, sterker glo nie. Nee, ons het gesê, ons het soos daai man uitroep en sê, ek kyk na Jesus en ek sê, Jesus, kom my ongeloof tegemoet. Ek kom kry my waar ek is. Kom kry my. Ware Bybelse geloof oorkom nie die onmoontlikheid nie. Ware Bybelse geloof vertrou die God van die onmoontlike om dooies op te wek. En die plek waar jy opgebou, die plek waar jy erken jy is swak, die plek waar jy swak is presies die plek waar God jou kry. En sy krag, soos Paulus skryf, kom tot volle werking wanneer ons swak is. Hy krag. Ons bid. Ons Here Vader, ek staan in verwondering oor net dat U 'n God is wat ons vooruit gaan. En U kom kry ons eerstens waar ons is. Baie keer dink ons moet by 'n spesifieke vlak van geloof uitkom. Maar dis nie hoe U werk nie. Ek besef U grootheid word so sigbaar wanneer ons swak is. U krag word sigbaar wanneer menslike vermoë misluk. Help ons van vandag te besef dat geloof is om te kyk na U en om te lewe met die wete dat U
kan doen wat U sê U sal doen. Geloof wat lewe uit die belofte. In Jesus naam.